As jy ooit gewonder het oor die rol van die kerk in ons digitale wêreld en waarom dit lyk asof baie Afrikaanse kerke agterbly, dan is hierdie video spesifiek vir jou. Ons leef in 'n era waar byna alles digitaal plaasvind. Mense kommunikeer, leer, werk, koop en aanbid selfs aanlyn. Maar hoekom is dit dan dat baie kerke, veral Afrikaanse kerke, so huiwerig is om hierdie wêreld te betree? Dis wel ironies, want die evangelie self het begin as 'n mondelinge tradisie, 'n boodskap wat van mens tot mens oorgedra is met woorde, stories en passie. Maar nou, in 'n wêreld waar ons meer maniere as ooit van tevore het waarop ons die goeie nuus van Jesus kan deel en versprei, klou ons vas aan geskrewe formate en ou modelle. En dan kom daar ook skielik iets soos AI en ons skrik onsself boeglam en draai onmiddellik ons rug. Kom ons wees eerlik, baie kerke het hulle heel eerste tree in die digitale wêreld gegee toe COVID ons gedwing het om die aanlyn wêreld te konfronteer. Eredienste is op Facebook gestream en Zoom-vergaderings het skielik die norm geword. Dit was 'n groot stap, maar wat het daarna gebeur? Die meeste van ons het teruggekeer na hoe dinge altyd was. En dit is 'n bewys van hoe ongemaklik ons steeds is met verandering, met nuwe dinge wat die wêreld 'n bietjie anders laat lyk. Afrikaanse kerke in die besonder hou steeds vas aan 'n geskrewe tradisie. Lang nuusbriewe, amptelike dokumente en preke wat op die gemeente se webblad geplaas word, maar wat min eintlik lees. Dis 'n mors van tyd en geleentheid en dit veroorsaak dat jy minder tyd saam met jou gesin spandeer. Intussen leef die jeug en deesdae selfs die ouer generasies aanlyn. Hulle kyk YouTube-video's, luister na podcasts en volg kerke wat weet hoe om hulle te ontmoet daar waar hulle is. Op hulle fone, op hulle skerms, op aanlyn platforms. Nou, ons sê nie dat dit 'n goeie ding is dat almal heeltyd aanlyn leef nie. Wat ons sê is, ons moet leer hoe om oor Jesus te praat binne hierdie veranderende wêreld. Hierdie wêreld wat ook miskien die enigste wêreld is wat ons jong mense goed ken. Hierdie wêreld wat vir ons groot geleenthede skep om mense te ontmoet en hulle te vertel van 'n beter lewe. Wat hulle kan nooi om minder eensaam en geïsoleerd te leef. 'n Wêreld waar ons lig kan bring, waar daar andersins verskriklik baie donkerte gedeel en geleef word, sodat ons op die ou end mense bereik wat ons nooit andersins sou bereik het nie. Hulle nooi om Jesus te leer ken en hulle dan kerk toe nooi om binne 'n gemeenskap saam met ander te leef. Die wêreld het die kerk vandag net soveel soos in die verlede nodig. En die aanlyn wêreld het Christenstemme nodig wat soek na die waarheid, wat altyd op soek is na waarheid. Maar ons sal moet ophou om hardkoppig te wees. Los die trots agter, los die vrees vir die onbekende agter en gee die eerste tree, want God is oral. Hy is aanlyn ook. Daar is soveel stemme wat verdeeldheid saai, mense wat van 'n God praat wat ek nie herken nie. Ons het vandag waarheid en liefde en community brood nodig, aanlyn ook. Evangelisasie was nog altyd 'n gesprek, nie 'n dokument nie. En nou kan ons daardie gesprek vinniger as ooit van tevore voer aanlyn. En ons gebruik hierdie spasie skaars. Hoekom? Is dit omdat ons bang is die waarheid gaan verlore wanneer ons 'n boodskap aanpas vir 'n digitale gehoor? Is dit omdat ons te gemaklik is met hoe dinge altyd was? Die tragiese waarheid is dat baie jong mense nie meer na kerkgeboue toe kom nie. Maar hulle soek steeds antwoorde, hulle soek betekenis, hulle soek gemeenskap en waar gaan hulle dit soek? Aanlyn. As die kerk nie daar is nie, watter antwoorde gaan hulle kry? En weer eens, ons wil mense se harte aanlyn aanraak, maar sodat hulle by hulle geïsoleerde spasies kan uitbeweeg en saam met ander kan leef. Saam met Jesus kan leef. Hy kan nuwe lewe gee en hy, sy liefde, het geen grense nie, ook nie aanlyn nie. Wat ons doen, verander nooit, ooit nie. Maar hoe ons dit doen, moet verander. So, hoe lyk digitale disippelskap in praktyk? Hier is 'n paar idees.
Gebruik video en kort formaat inhoud. Jong mense kyk na video's, nie dokumente nie. Kort, kragtige boodskappe wat reguit praat oor vrae waarmee hulle worstel, sal baie meer bereik as 'n 5-bladsy nuusbrief. Platforms soos TikTok en Instagram Reels is nie net vir vermaak nie. Dit is ruimtes waar jy diep waarhede op eenvoudige maniere kan deel. Jy kan byvoorbeeld ook 'n kort stukkie uit 'n Sondag boodskap wat jy aanlyn uitgesaai het, as 'n aparte kort video of reel deel, met die oog daarop om mense te nooi om na die volle boodskap op YouTube te gaan kyk. Ons wil jong mense nie noodwendig aanhou leer om slegs kort formaat inhoud in te neem nie, maar ons kan kort formaat inhoud gebruik om iemand te nooi om die langer formaat inhoud in te neem. Begin interaktiewe gemeenskappe. Disippelskap gaan oor verhouding. Aanlyn platforms soos WhatsApp-groepe of Discord-bedieninge kan plekke wees waar mense vra, saam bid en saam leer of deel is van Bybelskole in 'n gemeenskaplike ruimte. Soos wat hierdie groepe uitbrei, kan jy ook in-persoon byeenkomste deel, wat weer eens 'n uitnodiging is vir mense om uit isolasie te beweeg en in gemeenskap te kom leef. Skep digitale hulpbronne wat toeganklik en relevant is. Podcasts, videoreekse en e-boeke kan almal maniere wees waarop jy die evangelie met mense in hul daaglikse lewens deel. Ons almal weet kerk behoort nie net 'n Sondag ding te wees nie. Jesus ook nie. Hierdie hulpbronne dien as maniere waarop gemeentelede tyd saam met die Here kan spandeer, of byvoorbeeld Bybelstudie kan deel maak van hulle elke dag lewe. 'n 10-minute podcast op pad werk toe is so 'n lekker geleentheid waarop iemand hulle self kan sentreer sodat hulle met die regte ingesteldheid by die werksgebou instap. Ek luister byvoorbeeld gereeld na Christelike podcasts terwyl ek foto's edit. Moenie bang wees vir kreatiwiteit of dink dat dit slegs vir een groep mense bedoel is nie. Jesus het altyd stories gebruik. Hoekom dan nie ons ook nie? Fotografie, kuns, musiek, skryf, video, film, dit is alles gereedskap wat ons wonderlike Skepper vir ons gee om ook mee te kan skep. Hierdie gereedskap werk so goed vir die aanlyn wêreld, om die skoonheid van die storie van Jesus tentoon te stel, om sy storie te deel. Die vraag is nie, moet die kerk aanlyn wees nie. Die vraag is, sal ons die uitdaging aanpak? Sal ons tyd maak om van AI te leer, gesprekke voer met jong mense oor hulle behoeftes, aanlyn ook? Want as ons nie die digitale wêreld betree nie, verloor ons nie net die jeug nie. Ons verloor die geleentheid om die evangelie op die uithoeke van die wêreld in te kerf, soos Jesus ons beveel het. Jesaja 43:19 kom by my op waar God sê, kyk, ek maak iets nuuts. Dit is al aan die gebeur. Sien julle dit nie raak nie? En vandag vra ek, sien jy dit nie raak nie? Moenie wegkyk nie. Ons kan nie bekostig om weg te kyk nie. God gee vir ons die hulpmiddels om sy boodskap te versprei op maniere waarvan ons voorouers nooit sou kon droom nie. As ons die evangelie weer mondelings kan oordra, deur video's, klank, musiek en gesprekke in digitale ruimtes, kan ons moontlik iets ongeloofliks sien gebeur. Maar dit verg dat ons die ou wynsakke los. Vra vir die Here om jou kerk te help en te lei. Vra hom om ons te gebruik. Maak jouself oop. As jy enige iets uit hierdie video vat, laat dit wees dat ons kerkspanne, kreatiewe spanne, meer produktief kan wees, maar ironies, saam met dit, nie so hard werk nie, sodat ons kan fokus op dit waarvoor die Here ons roep, om mense te dien, jou gemeenskap te dien, te gee eerder as om heeltyd te besig te wees. Tyd saam met jou naastes te spandeer. Indien hierdie video jou op een of ander manier gehelp het en jy dalk graag sou wou hê ons moet meer tyd daarin belê om wenke, sisteme, hulp of ander opwindende dinge in videoformaat te deel. Ek dink byvoorbeeld aan kreatiewe spanne wat altyd op soek is na nuwe maniere waarop hulle meer effektief of meer kreatief te werk kan gaan. Laat weet ons in die comment section. Stuur vir ons jou kontakbesonderhede sodat jou op hoogte kan bly van ons nuutste werk, werkswinkels en inhoud.
Dra ook gerus by tot die gesprek deur meer idees te deel rondom hoe ons as kerke binne digitale spasies kan beweeg. Tot volgende keer en onthou, die kerk is nie beperk tot 'n gebou nie en disippelskap is nie beperk tot papier nie. Laat ons hierdie nuwe wêreld omhels en die evangelie met oortuiging, kreatiwiteit en passie deel. Sien julle volgende keer.